dit raak my so aan om hierdie liedjies te hoor. Ek het glad nie met Mossie gepraat deur die week nie. Ek dink maklik kan mens besluit, ek weet wat ek wil sê, so as ek vir die worship span sê, dan kan dit lyk of die goed by mekaar pas. Maar ek het glad nie met Mossie gepraat hierdie week nie, want ek glo dis dieselfde Heilige Gees wat in en onder ons mense beweeg. En hoe amazing as jy nou gaan hoor wat my boodskap is vir vanoggend, om te sien hoe presies uitgekies deur die Heilige Gees hierdie liedjies ook was vir vanoggend. Dit maak my eintlik so bietjie bewoe om te weet hierdie diens is heeltemal in die Here se hande, van die begin met elke liedjie tot aan die einde. Nou ek het nog nooit, en ek gaan nie oor wedlope praat vanoggend nie, ek los dit maar vir Beyond, maar ek het nog nooit ingeskryf vir 'n wedloop tot 'n paar maande terug, wat ek vir 'n 10 km pad wedloop ingeskryf het om te stap. En toe is dit eintlik 'n trail running. Dit was net 1 kilometer op die pad en 9 in die boondoes, het dit vir my gevoel. Maar daardie liedjie Mossie is al wat my gedraai. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, want oor hierdie klippies moes ek toe nou al springend die heuwel op. So dankie, baie dankie Mossie, dat jy ook gehoorsaam is aan die stem van die Heilige Gees, en dis vir my duidelik uit vanoggend se worship en se woord. Ons is besig met die reeks Laat Los, en ons het na 'n paar dinge gekyk waar ons hande van af moet haal, wat die Here sê, hierdie is my goed, of hierdie is goed wat ek nie wil hê julle moet aanraak nie, haal jou hande daarvan af. Ons het gekyk na die Achan, sy hand was op die bangoed gewees, en dit het veroorsaak dat die hele volk daaronder gelei het. Die Here se teenwoordigheid was nie by die hele volk gewees as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Nou natuurlik was dit in die Ou Testament en onder die wet, maar ek glo regtig daar sekere dinge wat die Here sê ons hande van moet afhaal. En dit beïnvloed baie ander dinge in ons lewe. En Usa het sy hand op die altaar gesit wat op daardie stadium, op die ark gesit wat op daardie stadium God se teenwoordigheid was. En gelukkig vir ons leef ons aan die kant die kruis en is God se teenwoordigheid oral om ons, maar die boodskap van daardie dag was ons moet pas op om nie so familier te raak met hoe ons dink God moet lyk, dat dit beïnvloed hoe ons optree nie. Ons moet pas op dat ons God nie in 'n boks wil sit nie, en wil sê, dit gaan so loop en dit moet so loop en dan moet ons dit doen voordat God gaan opdaag. Ek glo hy is altyd teenwoordig, maar ons prentjie van God moet dalk so bietjie verander. Daar's sekere dinge wat ons moet laat los en agterlaat, om die volheid van wie hy is volkome te beleef en te ervaar. Paulie het ook verlede week aangeraak oor wie se stem luister ons na. En dan is dit vir my 'n voorreg om vanoggend hierdie reeks Laat Los af te sluit. Nou toe ek besig is met my voorbereiding en die datum tik 14 Junie, toe tref dit my, ons is in die middel van die jaar. Ek het bietjie gaan kyk, ons 162 dae al verby van hierdie jaar en net 203 dae om te gaan. So oor omtrent 20 dae is ons presies in die middel van 2026. En dis vir my so 'n bietjie wild om daaraan te dink, want ek weet nie of jy voel dit was die beste 6 maande van jou lewe, of voel dit vir jou soos my net soos 'n blur. Maar dalk voel jy vanoggend, dit was die ergste 6 maande van jou lewe. Hoe dit ook al is, aan die begin van die jaar het ons almal 'n opgewondenheid. Wie maak nuwejaarsvoornemens? Niemand, okay? Ons het almal 'n idee aan die begin van die jaar. Here, ek wil 'n paar goed bereik hierdie jaar. Of Here, ek vertrou U vir sekere goed in my lewe. Ek is 'n groot voorstander dat daar groei in jou lewe moet plaasvind. As ons maar jaar na jaar op die 1 Januarie net presies is waar jy verlede jaar die 1 Januarie was en die jaar voor dit die 1 Januarie was, dan gebeur daar geen groei nie. So party mense maak nuwejaarsvoorneme vir my, ek het dit hier al gedeel ook, maar het die Here regtig gewys, dis my gejaar, en ek moet leer hierdie jaar van genade en gebed en gehoorsaamheid en gesond.
Ons het in ons huis die 31ste Desember het ons as gesin saam 'n plakkaat gemaak. Wat is dit waarvoor ons die Here hierdie jaar vertrou? Want ek glo as ons weet, dan kan ons terugkyk op 'n stadium en sê, die Here het voorsien. Here, wat is dit wat ons persoonlik wil doen hierdie jaar vir elke een, ons in ons bediening, die kinders by hulle skool en die sport? Wat wil ons as gesin saam doen? Waarvoor vertrou ons die Here? En dan is dit nou lekker vir my om in die kombuis te staan hierdie week en te sien hoe die Here voorsien het in baie van daardie dinge. Wat ons al reg gekry het. Maar dis ook 'n bietjie scary om te besef, daar's net 6 maande oor en ons lysie is nog bietjie lank. Want ek glo wanneer ons doelwitte stel saam met die Here, dan vertrou ons hom vir sekere dinge, maar daar moet 'n bietjie aksie van ons kant af ook kom. Ons kan nie net terugsit en wag vir iets om te gebeur nie. Daar is aktiewe deel wat jy daarin moet hê. So dalk het jy aan die begin van die jaar gesê, Here, hierdie jaar gaan ek beter word in Bybelstudie. Meer aandag aan my gebedslewe gee. Here, ek wil graag in hierdie jaar 'n nuwe stokperdjie aanleer of ek wil 'n nuwe oefening begin doen. Ek glo almal wil 10 kg verloor elke eerste van die jaar. En so sit ons met 'n opgewondenheid oor 'n nuwe jaar. En nou kom ons in die helfte van die jaar en ek dink daar's 2 groepe mense. Een groep wat sê, "Wow, dit was 'n wonderlike 6 maande. Ek kan nie glo ek is al soveel verder as wat ek was in Januarie nie. Here, ek is so opgewonde vir die volgende deel van die jaar want as ek net kyk na die groei in 6 maande, dan is ek so verwagtend oor dit wat gaan kom in die volgende 6 maande." Of dalk sit jy vanoggend en sê, Here, ek voel so ver van U af. Here, daar waar ek die 1 Januarie was, ek is nog presies net daar. Of hoe verder die jare aangaan, hoe verder voel ek van die Here af. Here, dit voel net soos een struggle na die ander. Ek kom net nie voor nie. Dalk het jy in 2026 ingegaan met klomp goed van 2025 wat nog nie eens uitgesorteer was nie. En dit laat dink my aan 'n storie van 'n professor. Hy het fisika gegee en hy het vir al sy slim studente gesê, hoe swaar is hierdie glas? Hierdie glas met water, hoe swaar dink julle is die glas? Natuurlik wou hulle die professor beïndruk en het hulle nou allerhande baie spesifieke antwoorde gegee. 511 gram of 635 gram. En so het hulle geraai om te hoop een van hulle is reg. En die professor het gesê, nee, die antwoord is, dit hang af hoe lank jy hom vashou. Dit hang af hoe lank jy die glas water vashou. Want jy sien, party goed is lig om op te tel. Dit lyk na min, dis regtig nie erg nie, ek en jy gebruik dit elke dag. Maar hoe langer ek dit moet vashou, hoe swaarder word dit. Ons het toe dit nou so baie gereën het en die kinders nie mag skool toe gegaan het nie, het ons Survivor ontdek, herontdek saam met die kleintjies. En daar moet hulle allerhande challenges doen, om nou te oorleef en geld te wen. En van daai goed lyk regtig nie erg nie. Jy moet op 'n trappie staan of jy moet 'n skinkbord met 'n bal op vashou of jy moet 'n glas water vashou, maar dan sê hulle, die een wat dit die langste kan doen, hy gaan nou wen. En later raak dit 3 en 4 en 5 ure wat hierdie mense so staan of net 'n tou vashou of wat ook al die geval is. Dit lyk nie erg nie. Maar dan begin jou armpyn en dan begin jy bewe en dan gee jou knieë in en later pyn jou kop en jy kan net nie meer dit vashou nie. En dalk het jy in hierdie jaar goed opgetel wat aanvanklik nie te swaar gelyk het nie. Maar dit hang alles af hoe lank jy dit vashou. Dalk het jy gesê, Here, ek gaan net 'n rukkie oor hierdie bekommerd wees, dan sal ek dit vir U gee. Ek wil net so 'n bietjie oor 'n top.
Gee my net 'n kans om dit self uit te probeer figure. Dis nie 'n groot ding nie, ek gaan nie laat dit my gedagtes oorneem nie. Ek wil net so bietjie daaroor worry. Dan voel ek so bietjie in beheer. So aanvanklik het dit nie na 'n groot probleem gelyk nie. Of Here, ons gaan net 'n bietjie geld leen. En ons het klaar 'n plan oor hoe ons dit gaan terugbetaal en elke maand en oor 5 maande dan is dit uitgesorteer, Here. Dit lyk na 'n nie 'n te swaar ding om op te tel nie. Here, ek kan haar nog nie vergewe nie. Dis nog te rou, dis nog te seer. Ek gaan net nog 'n rukkie kwaad bly. En wanneer ek voel ek kan nie meer, dan gaan ek dit vir U gee. Party goed is maklik om op te tel. Here, dis net 'n klein verslawing. Vape is regtig nie so erg nie. Ek het nie eers 'n verslawende persoonlikheid nie, so ek gaan dit baie maklik aanlos. En so tel ons klomp goed op, gooi ons net nog water by. Maar nou hou jy dit al so lank vas, dat jou hand begin bewe, jou arm pyn, en die gewig van iets wat eintlik nie baie weeg nie, is nou al so swaar op jou. So swaar, jy weet nie wat om daarmee te maak nie, want die probleem van hierdie glas is, ons weet nie wanneer om dit te laat los nie. Ons weet nie wanneer om dit neer te sit nie. En ek glo met my hele hart dat die Here vanoggend vir jou wil sê, laat los. Laat los. Psalm 55 sê, laat jou sorge aan die Here oor, hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, gee jou kommer oor aan die Here. Jy moet dit los voor jy iets kan oorgee. Gee jou kommer oor aan die Here, hy sal vir jou sorg, hy sal gelowiges nie teleurstel nie. Jy sien, ons is bang om te laat los, want Here, wat as U dit nie so goed kan uitsorteer soos ek dink ek kan nie? Wat as U voorsiening nie so vinnig kom soos wat ek gehoop het nie? Wat as ek teleurgesteld staan oor die uitkoms wanneer ek dit uit my hande laat los het? Ek dink die grootste ding, en as ons met mekaar moet eerlik wees vanoggend, Here, ek het so lief geraak vir hierdie. Ek het so lief geraak vir hierdie wat deel geword het van my lewe. Dis deel van wie ek is. Dit het geword, ek weet nie hoe gaan ek sonder dit kan wees nie. Dis alwaaroor ek praat, dis alwaaroor ek mense vertel. Wat gaan van my word as ek dit neersit? Hoe gaan my lewe lyk as ek daarvan af wegstap? Die slegte verhouding, die verslawing, die skuld, die onvergewensgesindheid, hoe gaan dit lyk as ek dit neersit? Want Here, dit het so deel van my geword. En dit herinner my aan 'n beeld wat ek graag vanoggend met jou wil deel. Julle kan gou daai video speel, asseblief. Kyk, wag, het gou ry, maar ek wil hê jy moet mooi sien vir hierdie trapeze kunstenaar om uit te kom waar hy wil wees, om uit te kom, hulle noem dit die catcher, die een wat hom moet vang, moet hy die swaai los waaraan hy hang.
Daar is geen manier dat hy by die catcher kan uitkom as hy nog vashou aan die swaai waaraan hy hang nie. Speel gou weer hy asseblief. Jy moet hierdie prentjie sien. Die enigste manier hoe jy kan kom waar hy jou graag wil hê, is as jy bereid is om die swaai te los. Die swaai waaraan jy al vir jare hang. Die glas wat jy al vir maande vashou. Hy het nodig dat ons dit los, sodat hy vir jou kan wys wie hy regtig is. Vir jou kan wys hoe sy voorsiening regtig lyk. Vir jou kan wys dat dit hy is wat jou wil vang. Die enigste manier hoe ons daar kan uitkom, is as ons die swaai los. As ons bereid is om te laat gaan van sekere dinge in ons lewe. En as jy daai video gekyk het, sou jy sien, wanneer hierdie trappieskunstenaar die swaai los, is daar 'n oomblik wat hy aan niks vas is nie. Daar's 'n oomblik wat hy gelos het, maar nog nie is by die een wat hom moet vang nie. En in my en jou lewe, kinders van die Here, is dit geloof. Dit is hoe geloof lyk. Here, ek is gehoorsaam, ek hoor, daar's sekere dinge wat ek moet laat gaan, ek is bereid om te los. Ek weet nie hoe dit gaan lyk nie. Ek weet nie wanneer U my gaan vang nie, ek weet nie wanneer die uitkoms gaan kom nie, maar Here, ek vertrou met alles in my, dat dit U is wat aan die ander kant vir my wag. Dat dit U sterk hande is wat my gaan vang. Dit is geloof. Daai vlieg deur die lug oomblik. Ek het laat gaan, Here, al weet ek nie wat die uitkoms gaan wees nie. Weet ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my gaan vang. En dit laat my dink aan Abraham. Nou die storie van Abraham wat vir Isak moes gaan offer, wek altyd verskriklik baie vrae en emosies by my. As jy dit wil gaan lees, Genesis 22, kan jy by die huis gaan lees en dan kan jy my kom vertel hoe baie emosies dit by jou wek. My eerste vraag is, waar was sy vrou? Ek is baie seker hy het nie vir haar gesê waarmee hy besig is nie. Wat het hy gedink, hoe gaan hierdie werk? Wat het hy gedink, gaan hy vir Isak sê? As jy dit lees, sien jy, daar's 'n oomblik wat Isak sê, pa, ons is nou hier, en hier is die vuurhout, maar hier is niks om te offer nie. Dit was sy antwoord, maar dink jy dit was vir Isak okay? So ek het baie emosies as ek hierdie storie lees, maar wat my opval is, die Here roep vir Abraham, en Abraham antwoord, Here, hier is ek. Dis 'n bold statement. Here, hier is ek. Ek sal opgee wat U wil hê ek moet opgee. Ek sal swaaye los wat ek al te lank aan gehang het. Here, ek sal opoffer wat ook al U vra. Hier is ek, Here. En die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet jou seun offer. Jou kosbaarste besitting moet jy op 'n altaar kom neersit. En Abraham sê dis reg. En in vers 9 lees ons, toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Ons lees niks van Isak se skarrel nie, maar ek kan nie dink dat dit net 'n maklike lê op die altaar was nie.
Maar hier is Abraham en hy sê, Here, ek is bereid om alles te gee. En ek wil vir jou vra vanoggend, is tot dinge wat jy voel, Here, U kan alles kry, maar net nie hierdie nie. Here, U kan alles kry, maar net nie my kinders nie. Wat ook al dit is vir Abraham, was dit sy seun. Maar is ons bereid om sekere dinge op die altaar te gaan neersit? En as ek dink aan die trapeskunstenaars, dan voel dit vir my of Abraham op hierdie stadium gesê het, Here, ek sal die swaai los. Ek weet nie hoe dit gaan lyk nie, ek weet nie hoe U gaan voorsien nie, maar ek het geloof dat U, al trek ek deur die lug, gaan U voorsien. Vers 10 sê, net toe Abraham sy mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. Dis asof toe Abraham daai mes optel, is dit nou die punt waar hy nou deur die lug vlieg. Hy het klaar gelos, die Here roep hom en hy sê, Here, ek vertrou U so, ek weet nie hoe dit lyk nie, maar ek vertrou U vir voorsiening. En in vers 12 vang die Here hom. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Abraham was bereid om alles te gee, hy was bereid om deur die lug te vlieg en net te weet hy moet die Here vertrou en daar ervaar hy God se bonatuurlike voorsiening. Omdat hy bereid was om te los. Daar's geen manier dat jy op hierdie absolute wonderlike oomblik met God kan kom as jy nog hang in die eerste balkie nie. Jy kan nie aan albei gelyk raak nie. Jy het dit gesien daar op die skerm. Jy moet laat los van die swaai. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Na 'n oomblik van vlieg deur die lug, ervaar Abraham hierdie absolute voorsiening van God. 'n Deel van God wat hy geweet het bestaan en wat hy geloof in gehad het, maar wat hy op 'n wonderbaarlike manier ervaar. En ek glo regtig, die Here wil hê ons moet sekere dinge laat los. 'n ander voorbeeld is Rut. Sy het nie geweet waarheen sy op pad nie. Maar sy was bereid om te los, alles wat sy ken, haar familie, haar tradisies, haar mense, haar volk, was sy bereid om te laat gaan. Te sê, Here, ek weet nie waar jy nie my vat nie, ek weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar ek volg nou hierdie God in geloof. Om tot op 'n wonderlike plek van God se voorsiening te kom. En ek weet nie wat hou jy lankal vas nie. Ek weet nie, jy weet nie, ek weet nie hoe die laaste deel van 2026 vir jou gaan lyk nie. Maar ek glo regtig hierdie erns terwyl ek voorberei hierdie week, dat daar dinge in ons lewe is wat ons moet laat los. Dinge waaraan ons net te lank al vashou. Ek wil amper sê vir lewe en dood vashou. As jy sien hoe hulle deur die lug vlieg, is daardie swaai hulle veiligheid? Is dit waar hulle veilig voel vir daai oomblik? Maar die Here sê, jy moet my vertrou. En ek sê dit net nou agter vir die worship span, ek glo, die Here het met my harder gepraat as met jou vanoggend in hierdie week van voorbereiding. Daar's dinge in my lewe wat ek moet laat los, sodat ek die volheid van wie hy is, kan begryp. Sodat ek die volheid van wie hy is opnuut kan verstaan. Wanneer ons weer tot die besef kom dat daar regtig geen ander uitweg vir my was as die hel, as Jesus nie bereid was om sy lewe te gee nie. As hy nie bereid was om te sê, ek sal dit alles op my neem, sodat jy vir ewig kan leef nie. As ons dit vir 'n oomblik laat insink,
Here, wys my wat dit is wat ek moet laat los. En soos ek nou gesê het, die Gees is so aan die werk wanneer ons voorberei vir 'n Sondagoggend. En ek het hierdie prentjie van die trapeze-kunstenaars wat ek graag vanoggend met julle wou deel. En die Here kom en hy gee my hierdie skrif tydens my voorbereiding, Filippense 3. En hoor net hoe presies is dit wat ons nou net gesê het. Paulus skryf, maar wat eers vir my 'n bate was, wat ek eers as waardevol beskou het, wat ek eers nie kon dink om te laat gaan nie, Here, dis so deel van my lewe, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Daar is niks wat jy kan agterlaat, daar is geen swaai wat jy kan los, wat van groter waarde is, as die een wat jou gaan vang nie. Ek gaan dit weer sê, daar is geen swaai wat jy kan los, wat van groter waarde was, as die een wat jou gaan vang nie. Dit sê, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee. Het ek goed laat los wat ek nooit gedink het moontlik sal wees nie. Het ek glase neergesit wat ek nooit gedink het ek sonder sal wil leef nie. En beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vry gespreek, daar gaan 'n oomblik wees wat jy deur die lug gaan vlieg en dan niks gaan vas wees nie. Maar wat jy so vry gaan voel, omdat jy gaan weet, God is die een wat jou gaan vang. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Omdat ek weet, dis hy wat my gaan vang. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. En dan hoor net asseblief hierdie mooi skrif en sê, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie. Ek sê nie ek sal daar nie, ek sê nie ek is klaar gespring nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Dit is geloof. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. En dit is wat ek by jou wil los vanoggend. Een ding moet ons doen. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek maak my los van daai dinge waaraan ek in elk geval niks meer kan verander nie. En ek strek my uit in geloof, omdat ek weet, God gaan my vang. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Lede van Klein Karoo gemeente, dit is my gebed dat jy jou sal losmaak van swaaye waaraan jy te lank al hang. En jou sal uitstrek na wat voor is. Die Here wag met sy sterk arms om jou te vang. En jou te wys presies wie hy vir jou is. Ek het nodig dat jy baie mooi hoor vanoggend, dat ek nie sê jy is lankal ongelukkig met jou werk en as jy môre instap sê jy, cheers ouens, ek's uit nie. Maar ek wil 'n ernstige beroep op jou doen, om die Heilige Gees toe te laat om jou te. As daardie trapeze-kunstenaars deur die lug vlieg, gaan dit alles oor timing. As jy op die verkeerde tyd los, gaan daai ou jou nog nie kan vang nie. As jy te laat los, gaan hy jou ook nie kan vang nie. Dit gaan alles oor timing en ek en jy is in die baie bevoordeelde posisie om die Heilige Gees te hê.
Laat toe dat die Heilige Gees vir jou wys. Wat moet jy laat los? Wanneer moet jy laat los? Het jy 'n slegte gewoonte in jou lewe wat al so lank deel is van jou, dat jy eintlik nie eers mee agterkom dis 'n slegte gewoonte nie? Het jy bitterheid in jou wat jy al so lank vashou, dat jy eintlik nie eers mee agterkom dis 'n probleem nie? Nooi vanoggend die Heilige Gees om hierdie dinge vir jou uit te wys. En dit bring my terug by die skrif waarmee Bjorn heel aan die begin geopen het, die kernvers van hierdie reeks, Galasiërs 5 vers 16. Ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. As jy toelaat dat die Heilige Gees jou lei en wys, en ongelukkig partykeer teregwys. Niemand hou daarvan om tereggewys te word nie. Ek is 'n vrou, so ek kan maar net namens die vrouens praat. Geen vrou hou daarvan om te hoor jy's nie reg nie. En ons sal jou dit mooi laat verstaan ook. Kyk hoe lag hierdie man, hy sê so, sy weet. Laat toe dat die Heilige Gees jou teregwys. Jou wys wat jy moet los. En in die week speel iemand hierdie liedjie en dit val my op en ek sê dankie Here. Dit is presies wat ons vandag moet toelaat. En ek wil dit vir jou speel, want ek weet as ons hier uitgaan, is dit middagete en slaapietyd en dan gaan jy kyk of jy Bjorn op die TV kan sien en dan môreoggend is dit werk. Ek wil jou vra om die volgende 5-6 minute wat hierdie liedjie lank is, ernstig by die Here te pleit. Die Heilige Gees te vra om vir jou sekere dinge uit te wys. Al is dit nie vanoggend nie, Here, maak my so bewus van u teenwoordigheid, dat in die week wat kom, wys my. Here, wanneer ek Bybelstudie doen, bid ek en pleit ek vanoggend by u. Here, gee vir my die woord wat bevestig dit wat u vir my beplan. Here, gee vir my die beloftes wat ek nodig het om te kan laat los en bereid te wees om deur die lug te vlieg. Here, stig in my 'n nuwe geloof, sodat ek weet verseker, u is die een wat gaan voorsien. U is die een wat die uitkoms gaan gee. Ek wil regtig vra dat jy nie nou aan ander dinge sal dink nie, maar dat jy die Heilige Gees sal toelaat om jou te lei in jou gedagtes. Dankie, Ray. This is my worship, this is my offering. In every moment, I withhold nothing. I'm learning to trust you, even when I can't see it. And even in suffering, I have to believe it. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Oh, Spirit, lead me. It felt like a burden, but once I could grasp it,
let your fire fall. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. Teach me how to follow in your way. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Oh, yeah. Oh, Spirit. Yeah, let's just sing it out. Yeah. Oh, Spirit, lead me. When all hope is gone, when all hope is gone, and your word is all I've got, I have to believe you still bring water from the rock to satisfy my thirst, to love me at my worst. And even when I don't remember, you remind me of my word. I don't trust my ways, I'm trading in my thoughts. I lay down everything, 'cause you're all that I want. I've landed on my knees. This is the cup you have for me. And even when it don't make sense, I'm gonna let your spirit lead. 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 Come on, let's sing it out. Here we go. Spirit, lead me. Spirit, if you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. You're the only truth, the life, the way. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Yeah, yeah. Oh, Spirit, oh, Spirit, lead me. te laat gaan is scary. Maar mag jy die Heilige Gees toelaat
om jou presies te wys wat dit is, wanneer dit is, en mag jou vlieg deur die lug, 'n wonderlike geloofsreis, som die skepper van die heelal wees. Ek bid dat jy sal besef dat niks wat jy agterlaat van groter waarde is as die een wat jou gaan vang nie. Here, dankie dat U met ons is. Dankie dat die Heilige Gees ons lei. Mag niks van my gevoelens meer saak maak nie, Here. Ek staan met opwinding vanoggend oor getuienisse wat ons gaan hoor aan die einde van hierdie jaar, oor hoe U gekom het in die middel van die jaar en vir ons gewys het watter swaaye ons lankal moes laat gaan het. Vang my, Here. Ek wil vanoggend met alles in my glo dat dit wat U vir my het van meer waarde is as dit wat ek agterlaat. Here, mag ek nie laat gaan omdat ek bang is vir U straf of bang is vir die straf van ongehoorsaamheid nie, maar Here, mag ek vanoggend laat gaan omdat ek so lief is vir U. Dankie dat ons kinders van U genoem kan word. En dankie, Here, dat ons kan glo in dinge wat ons nog nie kan sien nie. U is 'n God van genade. U is die skepper van die heelal en steeds wil U my vang. Amen.